Baie dankie vir die geleentheid wat ek kry om hier te praat. My naam is Henry Schneckler. Ek het net daar vir hulle vertel wat my pad gewees in die lewe. Maar ek is nou van 85 aan en af. Daar was 2 jaar tussenin dat ek nie in versekering of korttermyn of lewens of wat ek al was nie. So dit is wat ek doen. Dit is vir my lekker. Dit is nie 'n maklike bedryf om te wees nie. Ons is gewoond aan lees. Maar ja, dit is 'n selling job. So mense kry jou jaas ook tussen. Hulle het my gevra om oor exit strategies te praat. En toe het ek gedink ek gaan begin met, ek is nou baie lief vir Nettie, maar as hy heeltemal te ver gaan, is my exit strategy om 'n blaaspypie te vat met 'n giftige pyltjie en haar te skiet, laat dit lyk of iemand anders daar. Dis die verkeerde strategie. Ja, nee, is die verkeerde. Weet jy, ek gaan van notas al werklik, ons 'n bietjie by 'n kontinuum maar. Financial exit strategy from work is a plan on how somebody will transition out of their current job or career, either by retiring, moving to part-time work, or pursuing a new venture. The goal of such a strategy is to ensure that the person has the financial resources to live comfortably without relying on traditional employment income. And here's how we can break it down. In die eerste plek, ons is ouer mense wat hier sit. So, julle het al seker in die verlede redelik met finansiële adviseurs en gepraat, en hulle het vir julle gesê, waaroor baie van ons spyt is in 'n sekere sin, dat ons nie op 20 begin het om annuïteite te betaal. Want dan het ons nie, dan was ons nou dalk op 'n ander plek gewees. Semi-retirement, is ek reg as ek sê, die meeste van ons is in semi-retirement. Ja. Op hierdie stadium. Ons word forceer om nie te werk, maar ons moet nog en wil nog werk. En sulke tipe van goed. Nou ja, dan is daar entrepreneurskap. Maar sien nie enige een van ons kans om regtig nou dit wat ons het te waag om in te gooi. En dan early retirement is maar net traditional, maar dan het jy op 20 begin en jy 20% van jou inkomste gespaar in annuïteite wat hulle sê wat nie werk nie. En dan was jy alright gewees vir dat. Kom ons gaan hier, hulle sê dan hier, access your current financial position. En dan wil ek oorgaan, ek het hier 'n ander blad. Ek het lank gesoek vir 'n begroting wat vir my sin maak. En toe kry ek op die internet eendag 'n plek met die naam van LearnWest. Hulle het sagte ware wat jy nou kan gaan werk en dan kan jy dit by hulle doen. Ek het besluit ek sal erkenning aan hulle gee. Dan mag ek dit ook seker gebruik. Nou, hulle beginsel is 50, 20, 30. Het julle al te doen gehad dan? Okay. So julle het nie nodig. Net ek het. Verduidelik. Kom ons werk gou gedaan. Die 50%, en dis hoekom het my sin gemaak het, is jou debietorders wat moet afgaan. Die water en ligte, die wat ook al. Vir foonrekening en sulke tipe van goed. Dis debietorders wat hardloop. Nou is die hele idee van die 100%, met ons het probeer, nee maar ons is besig om te praat oor begroting, weet nie, is julle deel van ons? Ja, hulle is. In alle geval, so wat vir my sin gemaak het is, nou kan ek ewe skielik vir iemand sê, ons moet dit bestuur, want ek gaan by iemand kom en daai persoon gaan 70% hê van sy inkomste of haar inkomste wat op debietorders deurgaan. So dis nie die einde van die wêreld nie, dis die begin van die oefening. Nou moet 'n mens gaan kyk, wat kan ons mettertyd uitsny, dat jy die vaste uitgawes kan afkry na 50% toe. Dan die 20% uit my ondervinding moet eerstens in die begin gebruik word om skuld mee te betaal.
En die banke druk jou, hulle druk die kredietkaart in jou hand en in die volgende oomblik dan kom jy net nie uit om uit nie. So, dan doen jy dit. En die 30% is groceries, verjaardaggeskenkies, petrol in die kar, diens van die kar, daai tipe van goed, wat ons dan doen. So, ek weet nie julle nie, maar dit het vir my ewe skielik toe nou sin gemaak om met iemand prakties te kan praat. Want om 'n lys goed te gaan neerskryf en ek mag nie buite dit. Want dan sien jy op Witbank, ek sê vir haar, gee my R600, dan kyk ek hoe lyk jou budget. Dan gee Bonnie my R600, dan stuur sy vir my al goed. En bel ek aan en sê ek vir haar, Bonnie, en ek het gesê vir 'n jaar lank gee jy my R150 'n maand, dan loop ons 'n pad saam, en na 'n jaar, en jy klaar jy het nie geld. Sy sê vir my, that I've got, man. Ek sê nee, jy het nie geld. Toe sy R2600 'n maand kort op haar begroting. So vir kyk. In steede van 'n plus. So sy kom net nie daarby uit nie, sy sal met die tyd uit. Eers meer skuld moet maak om later minder skuld te hê. Daai tipe van dit. Om terug te gaan na die exit strategy as sulks. Ek is in die gelukkige posisie, ek is in 'n bedryf waar ek nie hoef op te hou werk. Wat my bepaling is, wat kan ek of kan ek nie, is my gesondheid. Solank my gesondheid hou en my verstand hou, en ek is bietjie mobiel, kan ek nog oor die weg kom. En vandag is dit net baie makliker om dit so te doen. Want ons hoef nie meer met papier te werk en papier te gaan ingee en sulke goed nie. Ons werk op die internet deesdae. So dis my bou. En soos ek net al genoem het, as dit voor 2009 was, kyk, ons het 'n spelerige bedryf op. So ons het gespeel, en hard gespeel. En in 2009 is 12 van my pelle dood. En toe ek nie drinkebroers. Toe ek eendag so grieperigheid en ek voel nie lekker nie en ek steek 'n sigaret op. En dis nie lekker nie en ek sê vir Johan, Pretoria, hierdie sigaret is die laaste sigaret wat ek rook en ek druk om dood. En dit doen te besluit ek, maar ek gaan nie kan ophou rook as ek nie ophou drink. So ek sien jy hierdie bier, is die laaste bier wat ek ooit drink. En net daar het ek opgehou en dit was klaar. So in alle geval, so mens kan dit doen as jy jou mind daarby kry. En ja, ek het ook toe met aftreegeld te goed begin werk. En ons het uit die 2008 finansiële krisis gekom en daai grafieke wat die hele tyd so maak en dan baie keer so maak. Gewone mense verstaan nie wat daar aangaan nie. En hulle slaan paniek die oomblik as hy laag afkom. So toe ek besluit, dis miskien net slim. Jy hoef nie by mense te sit wat nie rook nie en lus te raak vir rook, want jy kan nou met hulle gesels die hele tyd. En as hulle jou bel met 2008 op daai met die beurs se groot val, ten minste sê jy nie vandag, maar is dit jou blou boek of vergeet dit daai tipe ding. Wat eintlik die regte ding is om te doen, jy moet net nie worry van mekaar oor nie, jy kyk wat gebeur. Die mense agter die skerms is paniekerig genoeg om dit te verander en om dit reg te kry. So, dit lyk my vir die doel van ons gesprek vandag, gaan dit meer wees oor hoe kan 'n mens prakties kyk, waar gaan jy 'n ekstra inkomste kry om aan te vul op die gewone dag tot dag. En dan moet 'n mens maar kreatief begin sit en dis gewoonlik 'n redelike individuele, dis die skills wat ek het, en dan die jongens sit gesels, en hy kom uit tegnies uit, en hier is 'n klomp van ons wat, alhoewel ek in syfers is, en dis eintlik my pa. Standaard 7, toe sê ek vir hom, ek was in die tech op Appington, en dit was die tech se klasse, en dit was die handelsskool se klasse. En behalwe dat daar girls in die handelsskool was, het ek vir hom staan 7 gesê, kan ek nie asseblief na die ander kant se klasse toe gaan? Dus sê ek, jy word elektricien, dan sal jy werk. So op daai manier het ek tegnies uitgekom, en dit het my 'n poskantoor tegnikus gemaak op carriers, en ons was van Maika tot Leeudoringstad. In 'n kwessie van 4 jaar, so as seker nie 'n plek waar ons nie gaan toerusting insit het, om op die ou draadstelsel die gesprekke te vermeer. Eventually kan 27 mense praat op daai 2 drade. En ons het daai toerusting goed gaan gesit. Maar dit is baie fisiese werk geweest, want dit gaan oor bedrading. So jy staan eintlik in wiring doen die hele tyd, en dan toets jy 'n bietjie meer goed opgestel te kry, en dan gaan rinse en repeat op die volgende plek.
Maar dit was lekker, ek het die hele Transvaal leer ken. En daarna toe nou met elektronics op die myne gewerk en toe kom maar ook 'n slag. En my hoop was Iskor geweest, want ek het nou nog die elektronics vir 'n draaiboor op die opencast in Tabazimbi. En ek het gehoop skop hulle het geld om dit te koop en hulle budgets is ook gesny. Toe het ek in versekering gegaan. Toe daai deur toe gaan, want daar was in die maatskappy wat ek gehad het, was daar 3 handtekeninge en ek het vergeet van 3. Ek het gedink is 2 en toe teken die tweede ou. En hulle is nie moeilikheid, die Jode wil hulle volklifs van. En toe gebruik hulle daai geld om hulle die moeilikheid te kry en hulle is dag groot ons geval. In alle geval, dit is net so terloops. So, om na hierdie gesprek toe te kom, ek dink 'n mens moet individueel gesels oor wat is jou skills en waar lê vir jou moontlikhede om ekstra goed te kry. Net hier byvoorbeeld het begin met Riva, toe sy die huis gekoop het, net voor ons getroud is. Want sy het gesien, sy het 'n goeie werk gehad, maar dit was nie genoeg om haar aan die gang te hou en die huis nie. Toe sy vir die vrouens wat haar ken, vir Riva Foreman, toe sy nog groot in die pyramidbemarking in was, toe sy by haar begin. En sy is omtrent nou seker die enigste verskaffer van Riva in Pretoria. Ja, maar sy verkoop baie aanlyn. Ja, sy het nou 'n aanlyn winkel, maar sy en Riva, en sy sê vir Riva, jy het my bevoeter met R2, of Riva sê vir haar, jy het my bevoeter met R2. Dis die pad wat hulle gaan. So sy was gelukkig genoeg om haar hele lewe te kon werk met 'n pensioen, maar die mense het altyd die ekstra geld nodig. So dit kom baie handig in haar geval. In my geval, soos ek sê, as my gesondheid hou, is ek redelik alright daarvoor. En vir die res, ja, soos ek sê, mense moet beplan, maar ongelukkig tyd. Sanlam het die wonderlikste advertensie gehad, miskien sal ander het onthou, jy was op my stel nie meer. Ja. En ek soek daai ding, ek was op ou VHS gewees, van aftrede. Dis 'n ou wat in 'n winkel instap met 'n klomp horlosies. En al waaroor dit gaan is die horlosies en die tyd wat verbygaan. Dit was vir my een van die treffendste goed wat hulle gemaak het, en ek het al vir hulle gevra, kyk in die argiewe en gehaal daai ding vir ons uit. Maar ja, tyd is 'n bietjie teen ons, so ek dink vir die doel van hierdie gesprek, julle kan deur hierdie punte gaan as julle wil, ek sal dit met julle deel elektronies ook as julle wil. Dan kan julle daarna kyk en kyk of daar iets is wat vir julle gaan sin maak in julle eie lewe. Want soos ek sê, ons is nou op die ouderdom van individuele besluitneming vir elkeen van ons. Niemand is dieselfde nie. Ek het nou hier gestaan en babbel, is daar enige vrae van julle kant af, wat julle op hierdie stadium aan kan doen. En die lotto, het ou nou die dag in by die Maverick geskryf, moet ons eintlik nie hê nie. En op daai punt, hoekom was daar nooit casinos in die Republiek nie? Nou jy het op Botswana begin en daai klomp begin, toe het ons casinos. En daar is genoeg boere in Suid-Afrika gewees, wat in elke jaar begin doppel het en dan hopelik aan die kant uitgekom. En nou ja, weer eens net so terloops. Dobbel, en ek is bevrees met Hollywood bets en al hierdie goed wat paddastoele opspring, en weet ek nie, waar gaan die bevolking met die bietjie sassa wat hulle kry en so aan hierdie, want ek glo baie van hulle probeer die helfte van hulle geld nog op daai goed ook. Maar in alle geval, ek hoop ek het 'n bietjie vir julle iets gegee, maar daar's altyd hoop. En die Here het ons aan die hand beet, so ek dink as ons mooi dink oor wat ons doen, mooi vra daarvoor om dit vir goeie gesondheid, ons verstande bly helder, dan behoort ons op die einde van die dag eers kan 'n plan maak om dit of beter te maak of goed beter te maak. Dit reg by julle as ek nou vir julle groet. En maar toe, baie dankie vir die geleentheid weer eens.